Geliefdes, is lekker om vir julle elkeen hier te sien. Die afgelope tyd het ons nogal 'n hittige tydjie beleef en ja, bewonder het ons nou die aand selfs 'n paar druppels beleef. En mag ons daardeur weet, die Here wil vir ons graag goed doen, vir elkeen van ons. En daarom ook vandag, ons vier die 3de Adventsondag, ons gaan dit net weer hoor, die 3de Adventsondag wat vreugde is. Die eerste ene was hoop, die tweede ene was vrede, en vanoggend staan ons stil by vreugde. En dit is natuurlik ons 3de kers wat ons aangesteek het, die pinke. Waarom spesifiek die pinke, moet ek vir u sê, ek is nie doodseker nie, maar ek sal nog vir u kom sê. Deurkollektes vanoggend is die synodale fonds vir hospitaalbearbeiding. Dan ons het wel 'n diens op die 16de die oggend om 9:00. En daarna sal daar 'n paar manne wat lyk my baie lief en lus is vir Waardlemoen, vir ons Waardlemoen beskikbaar maak om dit te geniet, so saam met ons terugdink aan wat in die verlede gebeur het. Dan die kerkkantoor, is tussen Kersfees en Nuwejaar, is dit gesluit. En Dion, ons koster, sal vanaf die 19de op verlof wees tot en met die 10de Januarie. Hy sal weer die 11de op sy pos wees. En lekker is ook. Is nodig vir 'n slag, nee. Dankie Dion. Voorbereiding, ons dink spesifiek aan Arel Slabber en haar familie met die heengaan van haar sussie Karin of Karen. Ons wil regtig ons meegevoel met hierdie familie ook betuig en ook bid dat die Here vir hulle in hierdie tydsvak baie naby sal wees. Dan ons dink aan Denise broer Stefan, wat by die dokter moet uitkom, en toetse deurgaan. Ons vertrou ook dat die Here sy hand van bewaring oor hom sal hou. Chantel, wat nog besig is met herstel, en elke tree beter gaan. Dan Wayden, soos ek vir u laas keer gesê het, die seentjie wat 'n breinoperasie, of dink ek 'n 4de breinoperasie ondergaan het, is daarom by die huis en is in die proses van herstel. Johan van Ryn, hy was tot Sondag toe nog in die hospitaal verlede week en Sondagmiddag is hy toe nou ontslaan en hy sê hy sien uit om te gaan vakansie hou. So hulle is op verlof en ons dank die Here dat dit al weer beter gaan met sy skouer. Dirkie Griffiths, sy is in en uit in die hospitaal en ons wil vir u vra, dra spesifiek aan die Here op. Op hierdie stadium, Billy het vir my aangedui dat dit heel moontlik sal wees dat sy of deur die dag of môre daarom weer terug sal keer huis toe. Ons vertrou ook dat dit die geval sal wees. Tannie Elsa Campbell, wat 'n pasaangeheer moet kry. Dit sou nou al gebeur het en die dokters het nou aangedui dat sy net so bietjie moet vasbyt. Lyk my die hart is te sterk daarvoor en dan is dit nie 100% nie en dan gaan dit alweer beter. So Niels het vir my vanoggend aangedui, dit is heel moontlik dat sy vroeg volgende jaar 'n pasaangeheer sal kry. Tot sover ons voorbidding.
enige verjaarsdag en herdenkings, lyk my die Desember is 'n droë en 'n warm maand gewees. O, oom, so stil en teruggetrokke. My ouma het gesê op 'n stadium my kind, verjaar mens nie meer nie. Jy sit die lewe in reverse en dan gaan jy. Ja, ons Woensdag is ons 59 jaar 59. getroud. Simpel oom. Ek spoed. Sê vir my moet vir tannie sy lekkertjie ook gee. baie geseënd. Ons is saam met julle dankbaar dat die Here julle deur soveel jare heen bewaar het vir mekaar. Mag daar nog sommer, hoe sê julle, 'n thankful wees. Geliefdes, dan besoekers. Enige besoekers, julle is ook hartlik welkom hier tussen ons en natuurlik elkeen van julle. Elkeen van ons is spesiaal vir die Here. Elkeen. Dis hoekom ons ook hier by mekaar is dan vanoggend om dan aan hierdie almagtige God al die eer te gee. So, wat vanoggend gaan gebeur is, ons gaan soos gebruiklik nou verenig in ons afsonderlike stil gebede. En daarna gaan ek vir oom Ben 'n aanduiding gee. Ek hoop jy het mooi geluister na die eerste lied wat ons saam sing. Hy sê vir my, dis 'n lied wat nie so bekend is nie, dis lied 320. Ons sal maar in die proses leer, ons sing hom 2 keer deur, maar dit gaan ook oor Jesus se koms na die aarde. O kom Immanuel. Ons sing daar 2 verse, die eerste en die 4de vers. Dan gaan ek die seëngroet doen en dan sing ons, terwyl ons nog bly sit, lied 354 verse 1 en 4. So 1 en 2, ekskuus. Kom ons sit so en ons vra vir die Here om met ons te wees in hierdie erediens, vir ons aan te raak met sy teenwoordigheid. Maar ook dat hy soveel mense wat oor ons pad kom, ons naastes, sal seën. Sal seën met 'n bewustheid dat Jesus Christus na hierdie aarde gekom het, ook vir hulle. Vir mense wat sukkel in hierdie tyd. Vir mense wat letterlik net die Here nodig het. Kom ons vat so 'n paar oomblikke en ons bid tot ons almagtige Vader.
kom Immanuel, verlos die volkie Israel, verlos al wat in nood en pyn, diere tel tot die verskyn. Wees bly, o Israel, hy kom na ons Immanuel. O kom die Dawid stam, van sonde kom U ons bevry, dat ons na ewig kan bly. Wees bly, Israel, hy is met ons Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede wees, in oorvloed, deur julle kennis van God en van Jesus Christus die Here. Kom ons sing lied 354, ook terwyl ons so sit, verse 1 en 2. Geliefdes, ons gaan weer 'n lied saam sing, lied 167. 167 wat sê Jesus bron van al my vreugde. En ons sing al twee sy verse terwyl ons staan. Jesus bron van al my vreugde, Jesus lig van my geloof. Hy is vol genade, waarheid
Die wet van die Here kry ons vanoggend as samevatting daar in Deuteronomium 6 vanaf die 4de vers. Luister Israel, die Here is God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand. Laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Hoe lief het jy die Here? En ek wil hê jy moet dit vir jouself antwoord. Hoe lief het jy hom? As jy hom regtig lief gehad het. As jy hom regtig lief gehad het. Sou daar enigiets gewees het wat belangriker as hy is? Jy sien hier in Deuteronomium roep hy vir jou en my tot lewe. Om te leef vry van sonde, in sy teenwoordigheid. En tog, al is dit ons hartsbegeerte om juis so te leef, veral ek en jy, want ons doen nie eens moeite om met ons kinders te praat oor die Here nie. Want jy moet die Here jou God met jou hart en siel lief hê. En daarbey met al jou krag. My liewe vriend, ons het nie die Here lief nie. Want anderster sou ons anders geleef het. Deurdat Jesus Immanuel, God, met ons as mense geword het en die wet kon vervul het. Dis die heel enigste rede hoekom jy en ek vanoggend hier kan sit en kan sê, dit wat Johannes 10 vers 10 sê, wat Jesus self gesê het, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. As dit die geval was, dat ons hom regtig erken het, sy woord geken het, sal ek en jy geweet het, dat hy die wet kon vervul het, en dat ek en jy nie anderster kan as om met ons albei hande aan te gryp, wat hy vir ons gee. Want hy wil dit vir jou en vir my in oorvloed gee. En daarom, stort jou hart vir die Here uit. In die paar oomblikke wat ons daarvoor het, kom ons buig die hoofde. Praat jy self met die Here.
as jy die woord geken het. Sou jy ook geweet het, wanneer ons in opregtheid na die Vader in ons Here Jesus gaan, en ons skuld bely, dan is hierdie God genadig, en doen die volgende. Hy vat nie net ons skuld van ons af weg nie. Hy vergewe dit. Hy vat ook nie net ons skuld weg, sodat ek en jy kan asemhaal nie. Maar hy vat daardie skaamte. Daardie skaamte wat ons as gevolg van hierdie sonde dra. Hy vat dit op hom. En hy kom en hy herskep jou en my. Nie hoe nie? Soos wat hy vir jou en my in die begin gemaak het, sonder 'n gebrek. Iets waaraan die sonde nie gebreek het nie. Hy maak jou en my heel. En daarom kom ons buig en sê vir hierdie almagtige God, dankie. Vanoggend, o almagtige drie-enige God, kom bevestig ons weer dat ons in U as die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees met ons hele hart en verstand en al ons krag glo, dat ons aan U, ons enigste redder en verlosser, verbind wil wees, Here. Dankie dat ons onsself in U en deur U mag vind. So mag lewe uit die genade en die liefde wat U deur ons laat skyn na ander. En dankie vir U bloed, Here Jesus, wat ons as sondaars deurweek en skoon was, sodat ons rein kan wees as ons voor die regterstoel sal verskyn. Wil U daarom gee dat waar ons nou U woord gaan oopmaak, Here, dat U, o Heilige Gees, ons gaan lei, dat U ons sal inspireer en dat U ons sal leer. O Vader, wil U met ons elkeen praat. Ja, daar waar ons sit in die bank, wil U ons kom aanraak, wil U vir ons wys die plekke wat nie aan U behoort nie. Maar wil U gee dat ons hierdie lewe wat U vir ons gebring het en kom demonstreer het deur die liefde wat U geopenbaar het toe U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het, dat ons dit sal waardig wees, dat ons dit sal aangryp, dat ons dit sal leef tot U eer en tot U verheerliking. Aan U behoort al die krag en die majesteit, Here. Om Christus wil alleen bid ons dit. Amen. Geliefdes, ken julle die ou? Robert Kiyosaki. Nou as jy nog nooit van hom gehoor het nie, sy 10 teen sy boek onthou. Rich Dad, Poor Dad.
'n fenominale boek wat wêreldopslag gemaak het toe hy dit begin verkoop het. Kiyosaki se mentor, Dr. Buckminster Fuller, het vir hom op 'n stadium gevra, wat is die doel van die lewe vir jou? Inteendeel, wat is die doel van jou lewe? En met die voortvarendheid van 'n Petrus, en sonder om 2 keer te dink, en te besef hy gaan 'n absolute swak antwoord kommunikeer, sê hy om baie geld te maak. En het hy? Ja. Hope van die goed. Maar Fuller het dit nie daar gelaat nie, en hy het letterlik voor 'n klomp mense om 100 plus, het hy vir hom gesê, hoe kan jy 'n gesonde verstand op so iets mors? Om te sê, hoe durf jy dit doen? Op geld? Kiyosaki het met Fuller begin redeneer daar in hierdie samekoms van hierdie 100 plus mense, en op 'n stadium het die ding heftig begin raak, en sy vriende het hom begin stil maak, en hy het toe uiteindelik stil gebly, toe Fuller vir hom vra, of vir hom sê, hou dadelik op met dit wat jy wil doen, en vra eerder, wat wil God gedoen hê? Wat wil God gedoen hê? Vanoggend wil ek vir jou vra, wat wil God hê moet jy doen? Hier is 'n paar youngsters hier tussen ons, maar het jy al, wat redelik al aangestap het in die jare, het jy al vir jouself gevra, doen ek dit wat die Here my voorgeskape het? Of het ek net nooit nog aan gedink, of miskien maak dit nie aan jou saak nie. Doen jy dit wat die Here wil hê gedoen moet word? So kom ons gaan na sy woord toe, en ons gaan by 2 persone gou stil staan, en 2 bekende gedeeltes. Die eerste is Lukas 1. Lukas 1, en ons gaan so daar vanaf vers 46 tot 49 saam lees. En dan gaan ons blaai na Filippense toe. Lukas 1, vers 46. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal al die geslagte my gelukkig noem, want die magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Nou, dis 'n deel van die Maria loflied. Kom ons blaai dan na Filippense 4 toe. Filippense 4, en ons gaan daarvan vers 4 af saam lees. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.
Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop, wat julle van my geleer het en ontvang het en gehoor het en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê. En ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonika het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat van julle afkom, 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe, wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broers wat hier by my is, stuur vir julle groete. Al die heiliges, veral die van die keiser se huishouding, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Tot sover. Soos ons nou by herhaling vir mekaar gesê het, ons vier die advent van vreugde vandag. In Lukas 1, waarin ons 'n deel van Maria se lied, se loflied gehoor het, weet ons presies waaroor die vreugde gaan. Natuurlik die feit dat sy uitgesonder is om die ma van ons, of die aardse ma dan van Jesus Christus te wees. Maar waar is die vreugde wat in die gedeelte wat ons uit Filippense gelees het, waar is dit? Waaroor gaan dit?
is daar so iets en praat dit met jou en my. Janie die Tooi sing 'n lied, eenvoud, 4 reëls. En al wat die lied doen, is om hierdie 4 reëls 4 keer te herhaal. Die woorde is, eenvoud is die vreugde van die lewe. Dit is gee en neem, net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud. Dis waaroor vreugde gaan. Hierdie 2 gedeeltes wat ons nou saam gelees het, was in Grieks geskryf en hulle gebruik die woordjie garo, wat letterlik beteken om van guns bewus te wees. Dis wat vreugde is, om van genade bewus te wees. Met ander woorde, wanneer ek van genade bewus word ek eerstens bewus van God se teenwoordigheid in my lewe. En dan voel dit my met 'n dankbaarheid wat permanent en deurslaggewend vreugde in my lewe inploeg. Die Afrikaans en die Engels is nie so maklik nie. Dit word 'n bietjie opgebreek in 2 verskillende betekenisse. Vreugde is in die Afrikaans plesier. In die Engels happiness. En dit kom gewoonlik gepaard met emosies en gevoelens. Wat die gevolg is van die omstandighede waarin jy en ek onsself bevind. Letterlik die wêreldse vreugde. Dis soos 'n heliumballon wat lekker opgepomp is en daar teen die dak sit. En na 'n week soek jy hom teen die dak, maar hy's nie daar nie. Dan lê hy op die grond omdat alles verlore gegaan het. Maar vreugde is nie net plesier nie. Dis ook 'n groot, ondenkbare blydskap. Die Engelsman praat van joy. Hierdie vreugde bestaan nie net nie. Dit hou aan en aan en aan en aan en dit hou aan tot in ewigheid. Dit is alleen vir jou en my duidelik wanneer ons sien dat dit nie die wêreldse plesier inhou nie. Hierdie bly wees hou nie op om te bestaan nie. Dit leef. Dit lewe in jou en my. Hoekom? Omdat dit gekoppel is aan die bron van vreugde. Jesus Christus self. In ons skrifgedeelte is Paulus baie driftig wanneer hy vir hierdie gemeente skryf om vir hulle die belangrikheid van werklike en ewige blydskap vir hulle te wil onderstreep en te sê, maar ware vreugde moet jy so hanteer. Wees bly. Die ou vertaling, die nuwe vertaling, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Hier is verbly nie iets wat net vir 'n oomblik, vir 'n kort tydjie is en dan weggaan nie, verdwyn nie.
Dit is ware vreugde wat aanhou en aanhou. Paulus is baie dankbaar teenoor hierdie gemeente, wat ten spyte van hulle omstandighede altyd deur oor die jare vir hom gesorg het. En veral daar tussen verse 10 en 20 kry ons dat hy vir die gemeente sê, maar julle is die enigstes wat vir my gesorg het. Maar wie was hierdie gemeente nou eintlik? Hierdie gemeente was binne 'n stad wat vir Paulus strategies 'n enorme belangrike rol in sy verkondiging van die evangelie gespeel het. Hierdie stad was destyds uiters belangrik. Eerstens, dit het ontstaan rondom goud- en silwermyne wat in dieselfde omgewing was. Maar in Paulus se tyd was dit al reeds uitgedien. Tog het hierdie stad, Filippi, het 'n groot handelsentrum geword wat wêreldreisigers na die vasteland toe geneem het, na x aantal dorpe in die omgewing. Hierdie stad is reeds in 368 voor Christus gestig deur Alexander die Grote se pa, Philip. Die dorpie se naam Filippi. En dit is gebou op die ruïnes van die antieke stad Krinides, wat fonteine beteken. Hy het dit juis daar gaan stig, omdat volgens hom daar geen ander beter strategiese plek vir so 'n stad sou wees nie. Nou as gevolg van sy militêre belangrikheid het Filippi ook die status van 'n Romeinse kolonie gekry. Nou vir Paulus spesifiek maak hierdie feit vir hom soveel meer sin in sy bediening. En hy gebruik dit later wanneer hy vir hulle skryf. Die houding was net soos 'n Romein nooit sal vergeet dat hy 'n Romein is nie. Maak nie saak wat sy omstandighede is. Maak nie saak hoe te neergedruk hy is nie. Hy weet dat hy 'n Romein is. Net so moes hierdie gemeente van Filippense dit nooit vergeet dat hulle Christene was nie. En hy skryf dan die vorige hoofstuk 3 vers 20, ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. So wou Paulus gehad het dat die Filippense hierdie vreugdesboodskap van die evangelie sal raak sien, sal aangryp en sal leef. En terwyl hy aan die skryf was, sit hy daar in die tronk. Ten spyte van hierdie ervaring dat hy so gefrustreerd is deur hierdie mure rondom, straal hy iets heeltemal anders uit. Hy was net 'n paar maande op daardie stadium weg om op doodveroordeling te gaan. Nou jy en ek sal verseker hierdie geleentheid gebruik gemaak het om vir almal te sê, asseblief verskoon my te neergedruktheid. Verskoon my mismoedigheid. Paulus doen dit nie. Paulus kom verskoning vra glad nie, verdra dit nie. Vir hom was dit 'n eer om vir Christus in die tronk te sit.
Paulus skryf dan dat hy in die Here weer eens bly en dankbaar is. Hy sê, Filippense, dankie dat julle vir my sorg. Ek weet die Here plaas dit op julle harte, maar dankie dat julle gehoor gee. Al het hy nie meer beheer oor die situasie en die omstandighede waarin hy homself bevind nie, het hy geleer om tevrede te wees. Volgens Paulus het hy die geheim ontdek. Die geheim wat verby die omstandighede gaan. Die omstandighede wat hom vasgegryp het. En waar hy sê, in alles is ek steeds bly in die Here. Of hy nou gebrek ly, en of hy 'n oorvloed ervaar, of hy versadig is en honger ly, dit maak nie aan hom saak nie. Sy geheim is, vers 13, tot dit alles is ek in staat deur hom wat my die krag gee. Met ander woorde, Paulus gee vir sy lesers hierdie antwoord wat selfs meer relevant vir jou en my vandag behoort te wees. Vir hom gaan dit nie meer oor hoe hy homself positief moet instel nie. Of hoe moet hy deur sy denke by hierdie frustrasiepunt verbykom nie. Hoe moet hy dit oorwin nie? Hy besef dat vreugde nie uit positiewe denke gebore word nie, maar van God self kom wat sy krag deur Christus aan hom geskenk het. Dis gaan dit eerder oor ons positiewe geworteldheid. Oor Christus wat die bron van jou en my krag is. En wat ook ons vreugde, ons blydskap is. En dan wys hy die Filippense daarop dat, omdat hulle na hom omgesien het, God ook in sy genade hom oor hulle sal ontferm. Vers 19 sê hy, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. En jy, hierdie vers 19 kan net soos vers 13 heeltemal uit verband uitgeruk word, maar vers 19 gaan egter oor die feit dat wanneer ek die werk van die koninkryk van God doen en dit bevorder deur sy seëninge wat hy aan my toe vertrou het, ek ook op God kan vertrou. Dat hierdie God my nie gaan oorgee aan bekommernisse en daai tipe dinge nie, maar dat ek kan weet dat God self vir my sal sorg. Hy eindig sy brief deur groete vir almal daar te skryf. Veral aan die heiliges in Filippi. Die wat met ander woorde vir Christus afgesonder is. En dan hierdie baie spesifieke woorde. Vers 22. Al die heiliges, veral die van die keiser se huishouding, stuur vir julle groete. Interessant. Selfs daar het hulle die evangelie gehoor. Die vraag is, wat het ek en jy nodig om regtig vreugde te ervaar? Om altyd vreugde in ons lewens te kan uitstraal en te kan weet, dis hierdie blydskap wat niemand kan doof nie, want dit gaan aanhou. Eerstens, Christus as persoon moet my hele lewe oorheers.
Met ander woorde, soos ons daar net in die begin gesê het, Christus moet die belangrikste mens wees, God wees, in jou hele lewe. Ek is met ander woorde 'n Christen, omdat Christus my persoonlike verlosser is. En ek hom aangeneem het, en ek hom ken, sodat ek ook meer en meer in 'n lewende verhouding met hom kan staan. Ek behoort nie net aan 'n kerk nie. Ek behoort nie net aan 'n godsdienstgroep wat aan Christus gebind is nie. Ek het Christus werklik in my lewe nodig. Niks anders nie. Die tweede ding, die evangelie moet my deurlopend verstom. Verstom die evangelie jou? Het dit ooit jou verstom? Besef jy dat dit genoeg rede is dat jy vir altyd van vreugde kan rondspring en feesvier, juis oor dit wat God gedoen het. En dan is daar steeds so baie van ons wat dink dat ons nie blydskap of vreugde in ons lewens kan hê nie. Derde ding, leef voluit vir waarom die Here jou gemaak het. Lewe voluit. Dit is veral in hierdie teksgedeelte dat ons sien hoe die taak wat God vir Paulus opgelê het, werklik die belangrikste was van sy hele lewe. Ten spyte van dit wat hy ervaar het. Hy was totaal en al verbind tot hierdie een doel, om die evangelie van God te verkondig aan almal. Niks was vir hom belangriker nie. As ons na Maria gaan kyk, niks was vir haar belangriker as om die ma van Jesus te wees nie. Paulus se grootste vreugde was om die hemel vol te kry en die hel leeg te kry. En dit het hy gedoen deur die genade wat Christus Jesus hom geskenk het. Hy het egter besef dat alles reeds aan die Romeine behoort. En alles draai rondom Rome. En daarom hierdie vers 22 wat vir ons sê wat hy gaan doen het. Niks was vir hom belangriker om verhoor te word deur die keiser nie. En daarom het hulle hom na Rome toe gevat, sodat hy die evangelie daar kan gaan verkondig. Die evangelie wat selfs in die keiser se paleis verkondig is. Die huishouding van Nero. Paulus was geroep om die evangelie tot in Rome te verkondig. En hy het dit met welslaag gedoen. Paulus se hele bestaan en sy lewensdoel was in Christus gewortel. In wie niks verander het nie. Al wat verander het, is die omstandighede. En juist daarom was Paulus uitbundig oor sy vreugde in Christus. Christus het juis dit vir jou en vir my kom demonstreer toe hy aarde toe gekom het. Sy opdrag, wat hy van die Vader ontvang het, is om sy liefde
vir jou en my te kom wys. En uiteindelik vir ons vry te maak van die sonde wat vir ons bind. Dit was sy opdrag en wat hy gedoen het om sy Vader te verheerlik. Die volgende ding is, vertrou die evangelie wat van integriteit spreek. Wanneer ons na vreugde in die verband kyk, besef ons dat dit nie kan beteken dat God ons van alles wat ons nog moet deurgaan, moet vertel nie. Nee, God wil hê, vertrou my. Vertrou my en weet, ek sal jou nooit alleen laat nie. Ek sal jou deur alles dra. Ek sal by jou wees. Die laaste ene daar, leef deur God te loof. Vreugde kom tot uiting in lofprysing, sodat die koninkryk kan realiseer. En ek mag daarom nie my dankbaarheid teenoor God binne myself hou nie. Ek moet dit ook nie gaan doen om myself die lig op my te laat val nie. Om te wys waar dit vandaan kom. Selfs die psalmskrywers is so spesifiek pertinent daaroor. Juig tot eer van die Here, Psalm 100. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Ja, die hele skepping moet dit ook uitroep. En ons lees in hierdie tyd Lukas 2 waar die engele dit uitgeroep het, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde in hulle in wie hy 'n welbehae het. Dit is belangrik dat ek en jy vanoggend moet onthou dat God nie deur Paulus net klem wil op die vreugde van Christus se koms na die aarde wil plaas nie. Hy wil dit ook deel van jou en my lewe maak. So wat wil God gedoen hê? Wat wil God gedoen hê in en deur jou en my lewe? Eerste dingetjie is, neem verantwoordelikheid vir jou eie lewensingesteldheid. Paulus sê vir hulle, wees bly, verbly julle. Omdat hy weet dat God graag wil sien dat ons die goeie in ons lewens moet vier. Hoeveel van ons, en ek sluit myself daarbey in as ek so maak, hoeveel van ons lewe met vreugde ten spyte van? Tweede een is wees ontvanklik teenoor alle mense. Maak dit verander maklik om met jou te praat. Ons is baie keer daarop ingestel, hoe meer ons met mense in omgang is, hoe meer bot raak ons. Mense word baie keer, nou praat ek weer eens met elkeen van ons, mense word baie keer afgeskrik deur jou houding, deur die manier waarop jy en ek praat, hoe ons optree. Maak jou hart 'n bietjie oop vir ander toe. Al sukkel jy daarmee,
Of al is jy nie verander op daardie oomblik lus nie. Probeer net vir 'n slag die Heilige Gees toelaat om deur jou te werk. Asseblief. Die derde ding, weet dat die Here naby is. Vers 5. Maak nie saak in watter situasie of omstandighede jy en ek verkeer nie. Wees bewus, weet dit, dat die Here naby jou is. En herinner jouself daaraan. En leef so. Vers 6 en 7, voordat jy bekommerd raak, bid. Dis gewoonlik net maar die heel laaste ding wat ons doen, nie waar nie. Ongelukkig is ons net mense en een of ander tyd begin ons worry. Ons bly dink en wonder en ons is bekommerd oor wat die toekoms vir ons gaan bring. Ons raak bekommerd. Ons sê, ek is besorgd daaroor. Dis presies dieselfde. Paulus lê die klem daarop dat voordat ons daaroor moet vasval in 'n getoppery en 'n gedink en herdink, sê hy, wow, stop dit net daar. Stop en bid. En gee alles vir die Here. Dit is wanneer ons alles vir hom gegee het, dat hy vir my sy vrede gaan gee. Wat so werklik is, dat ek sal weet, dis hy wat in beheer is. Dat ek sal weet, dis hy wat hier by my is. Die laaste ene daar, fokus net op die goeie, vers 8. Neuroloë en sielkundiges sal vir ons vertel, hoe meer ons op 'n sekere ding gaan fokus in ons lewe, of dit nou goed of sleg is, hoe meer ons daarop gaan fokus, hoe meer gaan ons dit wil doen, en al hoe meer goed, of al hoe meer sleg word. Dis jou keuse. Fokus op die mooi en die goeie dinge, en God sal dit ook vir jou oë begin oopmaak, laat jy dit kan begin raak sien. Wanneer ons dit wel voluit doen, dit wat die Here van ons vra, en in sy krag dit aanpak, sal ek en jy ook daardie vreugde wat Paulus ervaar het, selfs terwyl hy in die tronk sit, tot aan die einde van ons lewens beleef. Jy sien, dit is wat Christus se koms na die wêreld as Immanuel, as die God wat tussen ons rondgeloop het, wat by ons was, vir die mensdom kom wys het. Dat ons vreugde, sy ewige vreugde in oorvloed kan geniet, wanneer ons hom soek, wanneer ons hom ervaar, en wanneer ons hom elke dag beter leer ken. En ja, wanneer ek en jy 'n onuitblusbare verlange het om hierdie verlosser, hom wat my gered het, te ken. En daarom, geliefdes, mag God ons genadig wees, sodat ons sy vreugde in oorvloed
nie net in hierdie feestyd sal ervaar nie, maar dit deel van ons lewens maak. Aan God kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Here, ons is verstom. U wat die goeie nuus self is, wat mens geword het vir ons. Vir U kom sê ons dankie. En aan U wil ons loflied wy. Ja, Here, dankie dat U vir ons weer eens uitgewys het, dat ten spyte van ons omstandighede, vreugde 'n manier van leef is, as ons in U gewortel is. Ja, Here Jesus, baie, baie dankie, dat ons dit kan weet in hierdie oggend. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Ons slotlied is lied 358, Welkom o stille nag van vrede, en ons sing al 3 verse daar. Oh,
Kyk selfs die nagtelike swye, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, Jan God die King ons elke somer Kersfees. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag herdenk, dat hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, Jan God die Heer. Gee ons elke somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Liewe vriend, die eenvoud van Kersfees is die Christuskind, wat in 'n stal in 'n krib gebore is vir jou en my, wat alles en nog meer kom gee het, ook sy lewe, sodat ons ewige vreugde saam met hom kan ervaar daar in sy hemelryk. Mag dit vir jou 'n wonder wees waarin jy bly vashou. Ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.